Ek is Pastoor Charlie en hierdie is die Warrior Podcast. Kom geniet saam met my inspirerende boodskap uit die woord van die Here. Goeiemôre, vertrou dit gaan goed. Ons is besig om Psalm 27 deur te werk. En ons gebruik Psalm 27 as 'n rigtingaanwyser, nie net vir ons lewe nie, maar ook vir ons wandel met God. Dis goed vir my en jou om rigting te hê, want rigting bepaal waarheen ek en jy op pad is. Ergens in elkeen van ons lewens het ons al van 'n metode, 'n voorwerp of selfs 'n persoon gebruik gemaak om rigting aan te wys. In Psalm 27 vers 1 en 2 wat ons die vorige keer behandel het ons gesien dat God is ons lig en ons redder. En omdat God ons lig en redder is, het ons nie nodig om te vrees nie. Want waar daar vrees is daar nie geloof nie, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Vandag se krakswoorde in die versies waarna ons vandag gaan kyk, is vertroue en teenwoordigheid. Kom ons gaan lees Psalm 27 vers 3. En ek lees vir ons, hy sê, al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Hoor hoe mooi sê Dawid hier, so hy sê, al is daar 'n leer wat teen my optrek, my vertroue is in God, want hy weet sy oorwinning lê in God. Dan kom vers 4, en hierdie is een van my gunsteling verse, en ons sien dat Dawid het al reeds hierdie gedeelte gebruik in Psalm 23, en hy gebruik dit nou weer, so dit moet vir hom ook belangrik wees. Hy sê, net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in die huis mag woon, om u goedheid te beleef, en daaroor na te dink in sy tempel. Hoor mooi, hy sê, net een ding verlang hy van God, en dit is om in die huis van die Here te bly, tot in sy hele lewe lank. En hy praat hier nie van 'n fisiese huis nie, hy praat hier van die teenwoordigheid van God. Dawid se hart, en sy hart was en sal altyd wees, om in God se teenwoordigheid te wees, want hy weet by die voete van Jesus is waar sy oorwinning lê. Hy weet by die voete van Jesus is waar sy vrede is. Hy weet by die voete van Jesus is waar sy genesing is. Dit laat my dink aan daai gedeelte waar ons sien dat Jesus kom in 'n sekere stad en 'n vrou met die naam van Martha nooi hom in sy huis in, en sy het 'n suster met die naam van Maria, en die sit by die voete van Jesus, maar Martha is besig om alles reg te kry, sy is besig om die kos te maak, sy is besig met alle dinge, en ek en jy raak ook soms besig met baie dinge, dat ons vergeet om by God uit te kom, en sy kom by Jesus en sy sê, Here, gee u nie omdat my sussie my alleen laat werk het nie, sê vir haar om my te help, en Jesus sê vir haar, Martha, Martha, een ding was nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies. Een ding is nodig, om by die voete van Jesus te kom. En daarom sê Dawid, een ding het ek begeer, en dit sal ek najag, om in die huis, in die tempel van God te wees, om in sy teenwoordigheid te wees, want in sy teenwoordigheid is my oorwinning, in sy teenwoordigheid is my vrede, in sy teenwoordigheid is my rus. In my en jou besige lewe, moet ons soms stil raak, en by sy voete sit, sodat ons die rus van God kan ervaar. Mag jy 'n mooi dag hê.